Vriende, goeiemôre. Ons vertrou dat dit goed gaan met een en elk van u, dat u 'n baie goeie nag se rus gehad het. Ons is die Here baie dankbaar dat ons die nuwe dag tegemoet kan gaan in sy naam, dat ons kan weet hy sit op die troon van die hemel en dat hy maak van die aarde die voetbank van sy voete. Ag vriende, na aanleiding van gister se boodskapie wat ons bietjie gepraat het oor egte, ware, standhoudende bekerings, wil ek met u praat oor, of net vir u lees wat staan daar in Gesang 305. Dit gaan oor die evangelie. En daar staan hegelike tyding, bron van hartverblyding, evangelie woord. Woord van lig en lewe rig ons aardse strewe as bevrydingswoord. Deur sy gees laat God dit wees, woorde van volkome klaarheid wat ons lei in waarheid. Ek onthou vriende, toe ek 'n kind was, het mense gepraat van iemand wat tot bekering gekom het die lig gesien. Ag, die las is by Golgotha's kruis gelos. Daardie sonde las wat ons aan die grond druk, is by die kruis gelaat. En ag vriende, ek vra vanmôre vir jou, het jy jou lewe ondersoek en kan jy vanmôre getuig, ek is vry. Ek is waarlik vry deur die evangelie van die Here Jesus Christus, geopenbaar in die woord van God, toegepas deur die Gees in my siel, en ek lewe nou as 'n nuwe skepsel voor die Here. Vanmôre praat ons oor die derde put, wat in die kerk van die Here Jesus, in die kind van God se lewe toegestop word, deur die vlees, die wêreld en die duiwel. U sal onthou as ek hierdie reeksie begin, deur vir u te sê dat, soos die Filistyne, die vyande van Israel, in die tyd van Isak, die putte toegestop het, so kom die vyand ook vandag, die wêreld en die vlees, en hulle stop hierdie geestelike putte toe in ons lewe, sodat ons die Here nie kan dien in gees en in waarheid nie. En die derde put waarna ons vanmôre gaan kyk, vriende, is hierdie gedagte van toewyding, opoffering en getrouheid aan die Here en aan sy saak. Toewyding aan sy saak, die opoffering vir sy saak en getrouheid in sy saak. Nou vriende, as ons kyk na die betekenis, is dit eenvoudig 'n handeling van om jouself toe te wy, jou heeltemal te gee aan iets of iemand, of ons kan praat van 'n algehele oorgawe. Nou baie belangrik, as ons aan die Here Jesus behoort, moet u onthou, hy is nou in beheer van my lewe. Daar's nie 'n ding soos, ek het hierdie huis in my hart, en sekere kamers gee ek vir die Here, en die ander kamers is nog vir my gereserveer. Daar bestaan nie so 'n ding nie. Dis 'n onbybelse illustrasie wat mense gebruik, want u sien, my hele hart behoort aan die Here, die oomblik as hy my wederbaar, want u sien, God doen 'n werk in my siel. Hy is die een wat geestelike lewe in my hart bring. Die apostel Paulus sê dit so mooi in Efesiërs, die 2de hoofstuk, dat ons was dood in ons sonde en misdade, en die Here het geestelike lewe kom bring. So as hy geestelike lewe bring, dan behoort ek nou aan hom. Hy is in die beheerkamer in my lewe, en die Bybel sê vir ons, dat hy sit op die troon van my hart, en ek dien hom as my Heer, as my koning, as my meester, as my verlosser, en as my vriend, omdat hy my van so groot skuld vrygekoop het. Nou vriende, as ons praat oor hierdie put wat toegestop is, die put van toewyding, opoffering en getrouheid, dan sal met my saamstem, ons beleef 'n baie lou tyd in die kerk van die Here Jesus. Amper soos Johannes in Openbaring 3 skryf aan die gemeente in Laodicea. Hy sê, was julle maar koud of warm, maar nou omdat julle lou is, sê die Here, sal ek julle uit my mond spieg. Die kerk van die Here het min impak in Suid-Afrika op die oomblik. Geweldige min impak. Hoekom? Want die kerk het nie meer regtig toegewyde mense. Mense wat opoffer vir die werk van die Here en wat getrou is in diens van God nie. Vriende, ek veralgemeen nie, daar is wonderlike getroue mense. Mense wat nie net hulle tyd en hulle geld en hulle energie gee nie, maar ook uitreike meemaak en allerhande dinge doen en daar by hulle huis en omgewing en buurt en werksplekke getuies vir die Here. Maar vriende, die oorgrote meerderheid, dis waarvan ek praat, het absoluut laks geraak in diens van die Here, en kan ons maar sê met sekerheid, dat hierdie put ook toegestop is, en toegestop geraak het met tyd. Die apostel Paulus, en hy kom en hy gee vir ons 'n pragtige getuienis van sy eie lewe. Hy sê, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Dikwels as ek dink aan Paulus, hierdie man van God, dan wil ek ween in my siel, en soms ween ek. Dan sê ek, Here, waar staan ek in vergelyking met Paulus, terwyl Paulus maar net 'n volgeling van Jesus was. Vriende, hierdie man was uitverkoop aan die evangelie. Hy was uitverkoop aan die werk van die Here. Hy het besef uit wat 'n diep duisternis die Here hom uitgehaal het, en hy het sy lewe gewy aan die Here. En ek wil u vra vanmôre, ek wil by u pleit vanmôre, is u en ek besig om die goeie stryd te stry, die wedloop te volëindig en die geloof bou? Paulus sê in Handelinge 20 vers 24, hy sê, ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie,
sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Nou vriende, as ons kyk na hierdie getuienis van die apostel Paulus, dan besef ons dat sy lewe absoluut toegewyd aan die Here was, dat hy opgeoffer het vir God se saak, getrou was. Gaan lees maar wat Paulus alles moes ervaar en wedervaar. Vriende, die vervolging, die honger, die lyding wat hy beleef het. En ek sit in 'n baie meer bevoorregte posisie. Ons het nie nodig om te vrees vir ons lewe wat die evangelie aanbetref nie. Ons word nie vervolg in Suid-Afrika nie. Maar vriende, die vraag is net, is ons regtig toegewyd aan hierdie koning wat ons eendag vanuit die heerlikheid verwag? Is ons besig om op te offer vir sy saak? Is ons getrou in sy saak? Want ons lees daar, en ek gaan daarmee afsluit vanmôre, in Matteus 25 vers 13 tot 19. Daar staan: waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die Mens kom nie. Want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy 5 talente en aan die ander 2 en aan die ander 1, aan elkeen na sy vermoë, en hy dadelik op reis gegaan. En die een wat 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin, net so ook die een wat 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die een ontvang het, het in die grond gegrawe en die geld van sy heer weggesteek. En nou sê die Bybel, en na 'n lang tyd het die Here van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. Jy sien, vir ons almal is nie die apostel Paulus nie, maar daar moet tog iets van toewyding in ons lewens wees aan hierdie koning, want hy gaan terugkom en hy gaan rekenskap van ons eis. Hy gaan met ons afreken. Ons gaan of loon ontvang of ons gaan loon verbeur. Die Bybel sê baie duidelik, vriende, dat ons nodig het om ywerig vir die Here te arbei. En vanmôre is my oproep eenvoudig, nie om 'n skuldgevoel op u te laai nie, maar om vir u op te roep om saam met my in diens van die Here te staan. Ons het een lewe, gou gaan dit verby, net wat ons vir die Here gedoen het, gaan staande bly. Mag ek, soos die apostel Paulus sê, Here, hier is ek, neem my lewe. Laat dit, Heer, u gewy wees meer en meer. Ag, help my om as 'n drankoffer uitgegiet te word in u koninkryk. Help my om meer toegewy te wees aan u, om in u diens te lewe en tot u eer. Vriende, ons is maar net erdekruike. Ons tentwoning gaan een of ander tyd opgebreek word. Ons gaan sterwe. En dan moet ons voor die Here gaan staan. En dan moet ons rekenskap gee. Mag ek dit met blymoedigheid doen. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik dat ons gaan of loon ontvang of loon verbeur. Daarom vra ek vanmôre vir jou, hoe lyk jou toewyding aan die Here? Is daar opofferings wat jy maak vir sy koninkryk? Is jy getrou in sy diens om te lewe tot sy eer? Mag die Here vir my en jou genade gee, want onthou, terwyl u lewe ondersoek ek myne ook. En ek vra, Here, help my, dat ek sal bely, laat staan, sodat ek barmhartigheid kan verkry, genade kan vind, om op die regte tyd gehelp te word. Om so te lewe, dat ander Jesus in my sal sien, sodat ek eendag by u kan hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Vriende, groete vir u, mooi dagie verder, tada.